jou kan ek hierdie kry. Veel groceries vanoggend. Hoor almal. Welkom aan almal wat hier is. Ek sien daar is 'n paar mense wat nou gekom het na die tyd. Maar Gerard hier was, so welkom aan almal wat hier is. Soos julle weet is ons besig met 'n reeks oor die vrug van die Gees. En Wynand lei, hy noem dit 'n kampanje. Hy lei die kampanje. So in sy afwesigheid vanoggend, hy het na familietroue toe. Het ek die voorreg om vir julle die woord te bring. En ons lees soos wat jy sê ek moet die ding klik, watter kant toe op, soom toe. Sit hy die volgende een, man. Kyk, hier gaan hy, hoor. Galasiërs 22, maar die vrug van wat die Gees voortbring, is liefde. Dis die oorkoepelende ding van hierdie vrug van die Gees sessie, is dat dit is soos 'n tent, en al die ander goeders wat volg, is onder daai koepel. En jy weet, as ons lewens vir die Here gee, dan sê die Bybel, ons sal die Heilige Gees ontvang. Daar staan nie dalk nie, daar staan nie miskien nie, maar daar staan ons sal die Heilige Gees as 'n geskenk ervaar. En Jesus, voordat hy opgevaar het na die hemel toe, het hy gesê, ek los vir julle 'n helper. Nou, baie van ons hou daarvan om te sê, man, 'n stemmetjie het vir my gesê. As jy 'n kind van die Here is, is dit nie 'n stemmetjie. Wat se stemme praat in jou kop en anyway met jou? Dis die Heilige Gees wat vir jou sê, wat hier is om ons te lei. Hy is vir ons gelos as 'n helper, en as jy dink jy wil hy koekie vat, en jy mag nie, dan is dit die Heilige Gees wat ons lei. Dis nie 'n stemmetjie wat vir jou sê. Dis ons lewe onder inspraak van Jesus se liefde. Jy weet, dit wat die Here vir ons aan die kruis gedoen het, is amazing. En saam met, as ons hom aanvaar as ons verlosser en ons saligmaker, kom daar 'n magdom van beloftes wat die Here van ons gaan doen. Maar die vrug van die Gees wat ons kry van ons oorgawe, vir my is wat ons vir hom teruggee. So hy het vir jou liefde bewys deur vir jou te sterf aan 'n kruis voordat ons hom geken het. Hy het vir ons versoening gebring en hy het vir ons die Heilige Gees gelos sodat ons kan uitleef dit wat hy vir ons gedoen het. En dan daai ander gedeeltes wat in die, ek moet maar die tent, die koepel, dit is wat ons uitlewe. Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, en vanoggend praat ek oor goedheid. Die volgende een in Galasiërs, wat gesê word in Galasiërs 5 vers 22. In julle handleidings, wat vir die mense wat op die kursus is, kan jy vir my maar 2 opsit, asseblief, want die keer vir my werk nie. Het Wynand hierdie versie in, en dit is 2 Tessalonisense 1 vers 11, wat sê ons bid, dat hy met sy groot krag julle lewens sal volmaak, met elke begeerte om goed te doen. Nou vir my, die beste beskrywing van goedheid, kom voor in Matteus 25, en spesifiek vanaf vers 31, waar Jesus in die profetiese rede praat oor die laaste oordeel, en ek lees vir ons Matteus 25 vers 31 tot 40. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom, met al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word,
en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning aan sy regterkant, aan die aan sy regterkant sê: Kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. En hierso is waar goedheid vir my die beste bewys word. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg, en die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra: Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u gegee om iets om te drink? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, of u besoek? En die koning sal dit hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van die broers gedoen het, het julle dit aan my gedoen. So wanneer ons in goedheid optree teenoor iemand wat ons nie kan vergoed nie. You can't repay me deur vir jou 'n woord van bemoediging te gee, deur jou te help as jy honger is. Al hierdie goedes wat in Matteus 25 nou beskryf word. As iemand nie iets vir ons kan teruggee nie, is dit goedheid wat ons kan bewys aan ander mense sonder vergoeding. En wanneer ons dit kan doen, dan wys ons die liefde wat die tentgedeelte is van Jesus. Dis die eerste punt wat ons vandag maar verwys is ons moet 'n wil hê om goed te doen, sodat ander mense ons vra: Hoekom tree jy so op? Deur vriendelik te wees, vat niks van my af weg, maar dit beer iemand anders se dag op. Deur vriendelik te wees, vat niks van my af weg nie, maar 'n vriendelike woord kan iemand se dag maak. Deur vrede te bring rondom ons situasie. Goedheid is ons optrede. Die volgende een, asseblief, Die volgende punt wat ek oor praat is, gee genoeg om te praat. Nou hierdie punt is 'n, kom ons noem dit soos 'n Engelsman, hot topic, want baie mense sê, jy veroordeel iemand as jy iemand teregwys. Romeine 15 vers 14 sê: My broers, persoonlik is ek daarvan oortuig dat julle ook self vol goedheid is en oor volledige kennis beskik in die mate dat julle mekaar ook kan reghelp. Die reghelp in die Afrikaanse 2020 vertaling word in ander vertalings beskryf as reghelp, vermaan of op die regte pad kan help. Jy moet ook so iets sien dat dit nie 'n judgmental ding is. Die Bybel is baie wit en swart. Die Bybel sê jy kan nie steel nie. Daar staan nie jy kan nie steel nie behalwe as jy honger is. So ons as Christene en wat lewe volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het, ons het 'n voorbeeld gehad van hom af oor hoe ons moet lewe, en as ons sien iemand is uit lynheid, dan is dit nie ons werk om hulle te oordeel nie, maar uit liefde hulle tereg te wys. Want as ek weet jy is verkeerd, en ek weet jy tree verkeerd, en ek weet vermaan selfs, ek wil nie so hard praat nie, maar ja. Maar vermaan is vir my 'n mooier woord, want
Regwys is amper judgmental. Maar ons moet, as ons weet iets is reg of iets is verkeerd, in goedheid optree, sodat ons die lig kan uitdra. En ek wil nie eendag in die hemel kom en sê, as 'n guy ou nou net nie gesê het, hy moet nie 'n skelm girlfriend gehad het nie, sou hy nie vandag in die hel gewees het nie, want egbreek is 'n gruwel in die oë van die Here. So, om jou eie kant skoon te hou, en iemand anders te help om sy kant skoon te hou, is hierdie deel van goedheid om mense reg te help. Die derde punt wat ons vanoggend oor praat, is ons moet altyd op die uitkyk wees om goed te doen. So ons hoef nie sopkombuise te gaan join om goed te doen. En ons elke doen en late, elke liewe dag, waar ons gaan, met wie ons praat, Wynand, ek het dit al van tevore gesê, en ek sal het weer sê, Wynand praat altyd van groei waar jy geplant is. Jy is in die speershop, jy praat met mechanics. Ek weet nie wat doen nie, maar kom ons veronderstel, jy is vanoggend 'n boer. Jy boer, so jy praat met werkers en jy praat met medeboere. En elkeen van ons, jy gee slaai, terwyl jy slaai gee, het jy geleentheid om mense wat slaai eet, mee te praat. En ons elkeen het so 'n geleentheid. Baie van ons sê, ja, ek het niks doel in die lewe nie, of ja, ek weet nie hoekom ek hier is nie. Jy is hier om vir mense wat slaai eet, te vertel, as sy skouers bietjie hang. Tel op, jy is hier so as die lemoene nie bloei soos hulle moet nie, of die brieke nie meer werk nie, om iemand in daai situasie op te lig. So elkeen van ons het 'n doel. En ons is hier met 'n doel, en die doel is om die Here te verheerlik. En dis wat ek julle by julle wil los vanoggend, is ons moet altyd soek om goed te doen. In ander woorde, iets goed te doen vir iemand wat ons nie noodwendig kan terugbetaal. En dit is my gebed vanoggend vir ons almal hierso, dat ons op die uitkyk sal wees vir mense wat 'n oor nodig het, 'n skouer om op te leun, 'n word of encouragement. As jy afry in die R40 en daar staan 'n man wat 'n lift soek, gee die ou 'n lift, jy's op pad dorp toe in elk geval. Sulke klein goedjies het 'n reuse impak op mense se lewens wat jy nie sal verstaan. En vanoggend sê ek net vir ons in die goedheid gedeelte van hierdie hele Galasiërs 5 vers 22 ding, wat ons nou as 'n gemeente bespreek. Kom ons wees op die uitkyk, waar ons kan goed wees vir ander mense, veral as dit nie vir ons enigiets kan beteken. En dan sê die woord in Galasiërs 6 vers 10, terwyl ons dan kans het, moet ons dus goed doen aan alle mense, maar veral aan medegelowiges. So mense soos ons, en party kerke het ander sienings, maar as ons Jesus in ons lewens het, moet ons uitkyk vir mekaar. As ons nie, en ek persoonlik hou baie van die ding van moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie, want hoe gaan jy weet wie is soos jy, as jy hom nie in so 'n omgewing sien, en hoor hoe hy praat, en sien hoe hy optree. Die Heilige Gees natuurlik is daar, en ek het dit al meer as een keer ervaar in my eie lewe, dat jy gaan praat met hom. Maar die onderlinge gemeenskap, die koffiepraat na die tyd, daar om 'n stuk koffie, om 'n stuk koek, met 'n beker koffie, eet ek miskien chocoladekoek, en jy eet ook chocoladekoek, en nou sê jy, is hy like ook chocoladekoek, kom ek gaan praat gou met hom. Dis 'n simpel ding. Dis 'n simpel ding, maar is iets wat ons in gemeen het. En as jy iets met iemand in gemeen het, soos dat ons met mekaar in gemeen het,
dat ons Jesus liefhet en dat hy ons verlosser is en ons vertrou op hom, dan weet ons kan mekaar aanspoor, met mekaar gesels, raad vra, want ek was dalk al deur iets wat jy nog nie deur was nie, of wat jy nou deurgaan, en hoe ek het gehanteer. So mag ek, my gebed vir ons almal vir hierdie week is, mag ons aanhou om goed te doen, en mag ons uitkyk vir geleenthede om goed te doen. Amen. Volgende is ook dan nagmaal, herdenk ons die nagmaal, en askies, voor Jesus se hemelvaart, voor Jesus gekruisig is, het hy brood geneem en wyn gevat en vir sy disippels met hulle dit gedeel en gesê, dit is sy liggaam en sy bloed wat hy vir ons geskenk het en die prys wat hy vir ons